Môre, dis Dinsdag die 28ste Oktober en ek hoop dit gaan goed met jou en dat jou hart vandag rustig is in die Here se teenwoordigheid. Vandag gesels ons oor 'n man wat in die Bybel genoem was as geweldig. 'n Man wat groot en krag was, maar wat sy eie pad gekies het. Sy naam was Nimrod en sy lewe wys vir ons hoe trots begin en hoe God se genade dit kan breek. Nimrod was Noag se agterkleinseun, 'n sterk man met baie invloed, maar sy hart het nie meer geluister na die Here nie. Die Bybel sê in Genesis 10 vers 8 tot 10, Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Sinear. Wanneer die Bybel sê hy was 'n geweldige jagter, praat dit nie net van diere nie. In Hebreëus wys dit dat hy mense versamel het, nie om hulle te beskerm nie, maar om oor hulle te heers. Sy naam kom van die woord Marat en dit beteken om teen gesag op te staan. Dis waar sy naam Nimrod vandaan kom. Hy was die eerste mens wat gesê het, ek sal nie buig nie. En so bou hy die eerste stad na die vloed, Babel. Nie om God se naam groot te maak nie, maar om sy eie naam te bou. Hy bring mense bymekaar en sê, kom, ons bly saam, ons bou 'n groot ryk. Maar God het gesê, versprei en vul die aarde. Nimrod wou nie luister nie. Hy wou hê mense moes bly onder hom. Dis hier waar die gees van trots begin, om te sê, ek weet beter as God. En daardie selfde gees leef nog in ons wêreld vandag. Elke keer as ek of jy sê, ek kan self, maak ons weer 'n klein Babel in ons hart. Maar kyk hoe mooi werk God. Selfs toe mense begin rebelleer, het hy nie sy plan laat vaar nie. Hy het geweet, daar sou eendag 'n ander koning kom, 'n nederige een. Nie 'n wat mense beheer nie, maar een wat sy lewe gee om hulle te red. Waar Nimrod gesê het, ek sal opklim, het Jesus gesê, ek sal neerdal. Waar Nimrod mense wou vasvang, het Jesus hulle vrygemaak. En waar Nimrod sy naam wou bou, het Jesus God se naam groot gemaak. Ware koningskap lê nie in mag nie, maar in nederigheid. En dis die les van Nimrod, dat selfs die sterkste mens niks is sonder God nie, maar die nederige mens is sterk in hom. Kom ons bid saam. Here, ek prys U vir U grootheid en wysheid. U is die enigste ware koning oor hemel en aarde. Ek gee my lewe en my planne aan U oor. Help my om te leef vir U eer, nie vir my eie naam nie. Ek is afhanklik van U leiding, Here. Lei my elke dag deur U Heilige Gees. Vergewe my vir die kere wat ek trots was of probeer bou het sonder U. Was my hart skoon en maak my nederig soos U seun Jesus. Beskerm my teen die gees van Nimrod, teen selfverheerliking, teen trots, teen ongehoorsaamheid. Dankie Here Jesus dat U die ware koning is, die een wat afgedaal het om te red. Dankie vir U kruis, die toring van liefde wat hemel en aarde verbind. En vergewe vandag ons sondes. Ons bid dit als in Jesus naam. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Gaan leef vandag so, dat mense in jou sagtheid iets van Jesus se koningskap kan sien. Ek hoop, jy het 'n geseënde Dinsdag.